Een van die merkwaardigste gewoontes waarvan ons lees in die boek Job, is dat Job elke dag vir sy kinders sou bid, dat hy namens hulle 'n versoeningsoffer aan die Here sou bring. Ouers het 'n hoë roeping om vir hulle kinders te bid. Ek en jy weet dit. 'n Vrou het vir my vertel hoe dat sy elke oggend vir 'n uur gaan stap, dat dit haar tyd is waarin sy voorbereiding doen vir haar kinders en vir haar man. En sy deel haar ervaring met 'n vriendin wat vir haar sê, ag nee, gebed kan nie so ernstig wees nie. My antwoord was, geen wonder dat dinge geestelik sleg gaan nie, want Christene gebruik nie meer die voorreg van gebed nie. Ek vertel graag vir jou die verhaal van Duncan Campbell. Duncan Campbell was in Skotland gebore en die Here het hom op 'n merkwaardige manier in die Hebridiese herlewing gebruik. Hy vertel dat hy in 'n toegewyde huis groot geword het. Dit was 'n huis waar hy elke oggend die dag met skriflesing en gebed begin het. Maar in sy tienerjare het hy gesê, dis nou genoeg. Ek is klaar met hierdie saak van die Bybel en met Christendom. Hy was iemand wat die doedelsak baie goed gespeel het. En daarom was hy die voorbok by die partytjies van sy tyd. Hy was dus so in die wêreld as wat jy in daardie tyd kon gewees het. Eendag, terwyl hy by so 'n partytjie is, sing hulle 'n lied, en daardie lied het hom herinner aan dit wat uit die Bybel uitkom, uit sy kinderjare. Dinge wat sy pa gesê het, en daardie klein saadjie wat in sy kinderjare geplant was, is skielik deur die Heilige Gees nat gemaak. Dit was met oortuiging in sy hart. En hy het besluit, maar ek kan nie langer hier bly nie. Hy sê vir sy vriende, hy sal nou moet gaan. Hy loop huis toe onder hierdie gewig van oortuiging dat hy 'n sondaar is. En hy het net een begeerte, dit is om sy sondes te kan bely. Toe hy naby die huis kom, sien hy dat die ligte van die kerk brand. Hy wonder wat is aan die gang daar, want dit is al laat. Hy loop daarheen, en dan onthou hy is nou onder 'n sonde oortuiging. As hy daar naby kom, dan hoor hy 'n bekende stem daar binnekant bid. Nou is hy te skaam, hy wil nie by die venster inloer of die deur oopmaak nie. Hy gaan staan met sy oor teen die sleutelgat van die kerk se deur. En hy hoor daar die bekende stem wat bid met oortuiging. Iemand wat die Here aangryp, en dit is sy pa se stem. En hy hoor hoe dat sy pa vir sy familie en vir hom bid. Hy maak dan die kerkdeur oop, en dan gaan sit hy daar by sy pa. Hy is in sy volle Skotse kleredrag, steeds met die doedelsak onder die arm. Sy pa kyk na hom en sê, ek is so bly jy is hier. Hy bly nog so rukkie in die kerk tot hy nie meer kan hanteer nie. Dan stap hy uit, hy gaan huis toe. Toe hy by die huis kom, is die ongewone. Hy kry sy ma besig om te bid vir sy redding. Hy het geen idee gehad dat beide sy ouers daar sou wees besig om vir hom te bid nie. Toe sy ma opstaan, verduidelik hy vir haar dat hy onder die gewig van sondeoortuiging is, dat hy graag sy sonde sal wil gaan bely. Sy ma sê vir hom, ons het gaste hier, hulle slaap in jou bed, jy kan nie jou kamer toe gaan nie, maar gaan na die skuur toe, gemaak jou lewe reg met die Here. En dit was goeie raad wat sy ma hom gegee het. Hy loop uit na die skuur toe, hy roep uit na die Here, hy bely sy sondes, en later sê hy, dit was die plek wat ek my redding in die Here gevind het. Ek wil graag vir jou dit toepas en vra, bid jy nog vir jou kinders? Bid jy maar net soos wie jy by die ete aan tafel bid? Of is daar regtig 'n passie in jou hart, 'n versigtiging, dat die Here ook in hulle lewe dieselfde geloof sal gee, as wat hy vir jou gegee het? Kom ons bid saam. Here, dankie vir die voorreg om met u te kan praat in gebed. Amen.